hierdie week toe sê Michael vir my, hy het hierdie woord van die Here af. En toe sê ek wel, dis wonderlike voorreg en tyd, want ek is in elk geval nie hier nie. So, toe sê ek vir Michael, hy sal vir ons 'n voorreg wees as hy met ons sy hart kom deel vanmôre. So Michael, die geleentheid is joune. Mag die Here jou bless en mag die Here julle bless met wat Michael vir ons voorberei het. Thanks Michael. Dankie Paul. Kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oë. Hemelvader, dankie vir die voorreg om nog 'n boodskapper van u woord te wees. Nog die woord te kan weergee wat u vir ons gee en dit te deel. Wil u hierdie woord seën in elkeen se hart en wil u dat dit ontkiem en tot 'n groot boom sal groei en dat dit sal wees tot uitbreiding van u koninkryk. Amen. Van julle weet dat ek het so 'n week of wat terug het ek met julle gedeel oor wat die Here vir my in die diens gegee het oor 'n spieël, kyk in die spieël. Nou so teen Woensdag het die Here vir my hierdie woord gegee. En volgende 2 uur word ek wakker met ek wat voor 'n spieël staan en dat 'n stem vir my sê en ek staan daar en ek kyk vir myself in die spieël. En die vraag word vir my gevra, wat sien jy? Ek sien myself. Vraag sê, sit jou geestelike bril op en kyk dan weer. En ek kyk en die vraag sê vir my, is jy tevrede met wat jy sien? Indien nie, wat gaan jy daaraan doen? En ek vir 'n oomblik is ek so skoon verbaas en ek dink, kry ek nou hier 'n nuwe boodskap? Want ek dalk my boodskap moet verander. En sê nee. Hoeveel tyd spandeer jy aan aardse beker glorie en hoeveel tyd spandeer jy om die ewige krone te kry? Nou ons leef in 'n wêreld wat so behep is met prestasies. Atlete soog van vroeg tot laat vir goue medaljes. Sakelei vestig en veg vir status. Ons sien die konings van die wêreld wat goue krone op hulle koppe het, versier met diamante. Nou ek kyk uit hierdie hele beker glorie versus die ewige krone uit 'n sportman se oogpunt uit. En almal wat al enige sport beoefen het, weet dat jy daag nie net op 'n Saterdagoggend of op die dag van die sportgebeurtenis en nou gaan ek wen nie. Dis harde oefening. Dis harde dissipline van voor die tyd. En die vraag word gevra, hoeveel tyd en dissiplines spandeer ons aan die woord van God? Hoeveel tyd spandeer ons om daai ewige krone vir onsself te kry? Weet ons weer die All Blacks stories, soos Paul gesê het, dit het nou nie so goed gegaan gister nie, maar hulle is hier ter voorbereiding van volgende jaar se wêreldbeker. En as ou in die rugby wêreld is dit waaroor dit gaan deesdae. Dit gaan oor die voorbereiding van volgende jaar se wêreldbeker, vir daai glorie om die beker omhoog te hou. Maar weer vra ek die vraag, hoeveel tyd spandeer ons om 'n ewige kroon te gaan soek? Nou vandag wil ek hê ons moet so kyk na so 5 van die krone
wat in die Bybel voorkom. Die eerste kroon is die kroon van selfbeheersing of die onverwelklike kroon. Hebreërs 12 vers 1 sê vir ons, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elkeen ook die las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop te loop wat voor ons lê. So skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 9 vir ons, vers 26 en 27. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, verwerp sou word nie. Histories verwys ons nou dus na hierdie kroon as die kroon van selfbeheersing. Nou die woord wat Paulus hier gebruik vir kastei, is in die oorspronklike Grieks, beteken dit letterlik om jouself blou te slaan. Maar dit beteken nie in die sin van 'n fisiese selfmishandeling nie, maar in 'n radikale, diep geestelike sin. Dit beteken om die krag van die Heilige Gees doelbewus jou lewe te laat oorneem oor jou emosies, jou vleeslike drange en alles wat so deel is van jou lewe. Ek wil net so enkele voorbeelde van dit ook vir ons noem. Die digitale stryd. Ons leef in 'n tyd wat enigiets deur 'n druk van 'n knoppie vir ons beskikbaar is. En ons leef in 'n tyd wat oordonder word deur sosiale media en alles wat daarmee gepaard gaan. En dit is so maklik om toe te gee aan dit. Want jy is nog besig om iets en hier flits iets op jou skerm. Niemand sien jou nie. Niemand weet wat jy na kyk nie. Niemand weet waar jy gaan loer nie. Maar dit is hier waar die geveg om die kroon van selfbeheersing plaasvind. Wanneer die Heilige Gees vir jou oortuig en vir jou sê, maar nee, dis verkeerd daarin, om gehoor te gee aan daardie stem en om die krag en dissiplines te hê om af te sit, weg te loop, om te draai. 'n tweede voorbeeld is dat as jy by die werk is en al die personeel staan daar met die koffiemasjien en die ander een sê vir jou, het jy gehoor wat het met daai ene gebeur? En die een kinderstorie op die ander ene. En dit is so maklik om net daarbey aan te sluit en hierdie persoon uitmekaar uit te trek, om al sy swakhede aan die lig te bring. En dit is bitter moeilik dan partykeer om jou lippe te sluit, om te draai en weg te stap, om bang te wees, hulle gaan dink jy is nou vreemd, of jy is 'n loser. Maar hierdie kroon is die daaglikse ongesiene gevegte wat in die geestelike oefenveld plaasvind. Dit is tye wanneer jy moet eerlik wees. Eerlik wees met jou besigheid. Eerlik wees wanneer jy daai belastingvormpie invul en dink, hoe gaan ek vir Jan Tax bevoeter hierdie maand? Wat kan ek doen? Eerlik wees in jou huweliksbeloftes, om getrou te wees, om nie 'n dwaalende oog te hê nie, om jou woede te sluk, in plaas van om iemand met jou woorde te vernietig. As jy vandag teen daardie hardnekkige sondes veg, skep moed, want as jy deur die Gees oorwin, moker jy daardie versoeking plat en hardloop jy na daai onvergeetlike kroon toe. Die tweede kroon waarna die Bybel verwys is die kroon van roem. In 1 Tessalonisense 2 vers 19 skryf die apostel Paulus,
die volgende woorde. Want wie is ons hoop of blydskap of kroon van roem? Is dit ook nie julle, ook voor ons Here Jesus Christus by sy koms nie? Die tweede kroon is die kroon van roem. En dit staan ook histories bekend as die sielewenner se kroon. Dit is seker die belangrikste kroon wat ons as mens kan najaag. Wat so onbeskryflik mooi is, dat Paulus praat nie van 'n materiale voorwerp nie. Hy praat nie van goue krone nie. Sy kroon is die mense. Hy kyk na die gelowiges in Tessalonisense en hy sê dat dit is mense wat deur moeilike tye, trane en vervolging, getroue volgelinge wat hy deur prediking na Jesus toe gelei het. Hy sê vir hulle, julle is my kroon van roem. Net in die rugbytaal praat ons dikwels dat 'n speler vir sy wedstryd, vir sy span wen. 'n Briljante 3 in die laaste oomblik van 'n wedstryd. Ons dink byvoorbeeld aan Joel Stransky se laaste minuut skepskop in 1995 Wêreldbeker. Dit was sy oomblik van glorie. Maar daai oomblik kan hy nie saam met hom in die ewigheid vat nie. Paulus sê sy grootste roem, kom ons noem dit sy hemelse 3 of skepskop, is die mense wat hy saam met hom na die ewigheid toe kon bring. Die prys van evangelisasie en disippelskap is die ewige vreugde om eendag in die hemel te kan staan en te kan sien die saad wat jy in gehoorsaamheid gesaai het. Voorbeelde daarvan is dat die ouma of die bejaarde dame wat nie meer aktief binne in die gemeenskap kan beweeg en sendingwerk kan doen nie. Maar langs haar bed het sy 'n gebedeboekie en in daarin skryf sy die name van haar kinders, die kleinkinders, die agterkleinkinders, die vriende, gemeentelede. En elke oggend en aand as sy in haar gebed ingaan, dan dra sy hulle aan die Here op. Sy bid miskien vir 'n klein seun wat die Here nog nie ken nie. En sy bid. En miskien hierdie jaar gebeur niks. Volgende jaar gebeur niks. Maar dekade later gee hy sy naam vir die Here en hy sê, Here, hier's ek. Ek wil U volg. En dan daai ouma se gebede is so verhoor. Dan dink ek aan soos 'n mechanic wat motors herstel. Dis nie iemand wat van die kansel af preek nie. Dis nie iemand wat daagliks die woord verkondig nie. Maar sy werk getuig. Sy werk getuig van daardie integriteit waarvoor hy bekend is. En sy lewe weerspieël dit. En op 'n dag stap daar 'n enkel ma by hom in. Haar motor het gebreek. En sy het nie die kostes om daai kar te laat herstel nie. En hy doen die werk vir haar. En as sy met trane in haar oë kom en sê, wat skuld ek vir jou? En sy sê vir hom, dit is reeds betaal. En daardie liefdesdaad breek alles af en sy gee haar hart vir die Here. Laat hierdie waarheid vandag dan diep in julle harte insink. Die enigste skat wat ons op die aarde kan bymekaar maak. Want Jesus sê vir ons in Matteus, maak die skatte wat jy in die hemel kan kry bymekaar. Dis die siele wat ons saam met ons kan vat daardie dag. Dink net die dag as jy in die hemel kom en hier kom iemand uitgestap en hy steek sy hand uit en hy sê, dankie vir jou gebed, want jou gebed het my na die Here toe gelei. Die derde kroon waarna ons wil kyk is die kroon van die lewe.
Ons vind hierdie teks in Jakobus 1 vers 12. Geseënd is die man wat versoeking verdra, want as hy hom bewys het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. En die Here Jesus self sê in Openbaring: Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hierdie kroon word dikwels geassosieer met die martelaarskroon. Met ander woorde, die prys vir diegene wat uiteindelik die prys betaal het en gesterf het vir hulle geloof in Jesus. Maar die teks in Jakobus maak dit ook baie duidelik dat dit die kroon vir die volharder is. Die oorspronklike Griekse woord vir verdra of volhard is hupomone, wat eintlik beteken om onder 'n geweldige swaar las te bly staan sonder om te val of te knak. En weer in rugbyterme kyk ons dan, as jy jou opponent is so 5 meter van jou doellyn af is, en jy met alles wat jy het, daardie doellyn verdedig. Jy voel later asof jy niks meer kan doen nie, maar jy staan nog steeds sterk. En geestelik is die kroon van die lewe vir diegene wat deur diep waters van lyf of geestelis moedeloosheid gaan, wat deur interne storms getref word, maar ten spyte van alles nog bly staan. Hier dink 'n mens aan die een wat 'n kroniese siekte het, wat sy hele lewe lank ly, elke dag vol pyne en skete het, maar tog as 'n mens by hom kom en vra, hoe gaan dit? Dan sê hy, dit gaan goed. Die Here is goed vir my. Sy genade is vir my genoeg. Hulle weier om bitter teen God te word. Maar ek dink ook aan die tiener, aan die skoolkind of die jong mens, wat nie saam die stroom van die wêreld swem nie, wat weier om betrokke te raak by die partytjie kultuur van dwelms, drank, losbandigheid. Gevolglik word hy of sy uit die gewilde sirkels geskop. En op sosiale media word hulle geboelie as heilig en uitgelag. Maar hulle staan vas en onwrinkelbaar in hulle Bybelse fondamente. Ek kan nou vra, bevind jy jou vanoggend in so 'n oond van beproewing of in 'n vuur van beproewing? Voel dit vir jou asof die laste van die lewe jou wil platdruk en dat jy nie meer krag het om nog een tree meer vorentoe te gee nie? Die kroon van die lewe is God se waarborg dat jou huidige lyding nie die finale vletjie van die wedstryd is nie. Jou pyn en jou laste vandag is maar net tydelik, maar die kroon wat op jou wag is vir ewig. Met die 4de kroon waarvan die Bybel vir ons praat, is die kroon van geregtigheid. En Paulus skryf in sy heel laaste brief voor sy dood aan sy geestelike seun Timoteus. In 2 Timoteus 4 vers 8 sê hy: Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en my nie alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Nou Paulus skryf hierdie woorde nie uit 'n luukse kantoor uit nie, maar vanuit die berugte Marmetaanse gevangenis in Rome. Is 'n donker koue gat onder die grond waar hy aan kettinge geboei was. Hy het geweet sy teregstelling is op hande. Maar Paulus kyk verby daai swaard van die beeld en hy sien die kroon van geregtigheid. En as dit volgende daaroor praat, dan tref dit 'n mens en nou kyk na jou eie lewe. En as ek na my eie lewe kyk, het dit nou ondanks 'n baie splinternuwe draai gemaak. En ek het tot die politiek toegetree en ek was eers
eintlik nie heeltemal baie happy daarmee nie, want hoe kan jy nou Christen wees en politiek saamstel? Die twee gaan mos nie met mekaar saam nie. Totdat ek begin besef het dat in alles is jy altyd eerste Christen. Daarna kom die ander by. Soos Jesus ook vir ons gesê het, soek eers die koninkryk van God. En daarna kan al die ander dinge bygevoeg word. Maar die teks herinner my ook vanoggend dat ongeag in watter posisie op hierdie aarde ons geplaas is, of dit nou in die politiek is, die raadsaal van 'n maatskappy, of as 'n hoof van 'n huishouding, dit is als net tydelike platforms wat deur God aan ons geleen word. Die enigste strukture en die enigste heerskappy wat vir ons vir ewig gaan standhou, is die koninkryk van die regverdige regter, Jesus Christus. Die Bybel is vol van voorbeelde van hierdie politieke magstryd waarin mense ons soms bevind. Ons dink aan Daniël. Nou Daniël was 'n toppolitikus. Hy was die eerste minister in 3 van die magtigste heidense regerings van daardie tyd. Rondom dan was daar konstante kantoorpolitiek, jaloersheid en korrupsie. Sy eie kollegas het komplotte gesmee agter sy rug. So ver dat hulle gekry het dat hy in die leeukuil gegooi moet word, bloot omdat hy getrou gebly het aan sy God. Daniël het sy werk uitnemend gedoen. Hy het sy land gedien, maar sy vensters was 3 maal 'n dag geopen in die rigting van Jerusalem en hy 3 maal 'n dag tot sy God gebid. Sy hart was geanker in die troonkamer van God en nie in die koninklike posisie nie. Ons dink ook aan Josef in Egipte. Josef is uit daai donker gevangenis uitgehaal en hy's ekonomiese en politieke mag gegee. En sodoende dat hy in tweede bevel was. Maar hy het nooit sy politieke mag misbruik nie. Hy het nooit neergesien op ander nie. Toe sy broers voor hom kom en hulle voor hom kom kniel, het hy nie sy mag gebruik en hulle laat doodmaak of hulle in die tronk gegooi nie. Hy het geweet, hierdie posisie was bloot 'n tydelike instrument in God se hand. En dan dink ons aan Jesus voor Pontius Pilatus. Dit is seker die mees intense politieke oomblik in die geskiedenis van die heelal. En Jesus staan voor Pontius Pilatus en Pilatus wil 'n bietjie sy politieke spiere bult en sê vir Jesus, weet jy nie dat ek het die mag om jou te kruisig en ek het die mag om jou los te laat. Maar Jesus antwoord hom met absolute kalmte. Jy het geen mag teen my as dit nie vir jou van bo gegee was nie. Jesus het geweet dat die aardse regerings en magte bestaan het, omdat die Skepper dit self het. Nou, hoe lyk hierdie mag in ons gewone daaglikse omstandighede vandag? Want politiek is nie net iets wat in die parlement of tydens verkiesings gebeur nie. Ons sien dit elke dag. Ons sien dit in kantoorpolitiek waar mense mekaar in die rug steek, manipuleer, skinder, net om die baas 'n wit voetjie te wees. Dit kos geweldige geloof om te kan sê, ek gaan my werk met integriteit doen. Ek gaan dit wat ek elke dag doen, sonder menslike manipulasie doen. Ek gaan dit doen vir my koning. Ons dink aan hierdie ou wat elke dag vir 6 maande oor see werk en nie by die huis is nie, wat getrou is aan sy huweliksbeloftes. En nou kom hy terug. Sy tasse is klaar gepak en hy sal amper by die huis
Sy gedagtes is seker nog omtrent daar waar hy was, maar hy sien uit na sy tuiskoms. So moet ons ook lewe as Christene en uitsien na die wederkoms van God. Maar teenoor hom staan die persoon wat so gemaklik word in sy aardse beskouings van wat aan die gang is, dat hy eintlik wil sê, hy sê, Here, moenie nou al kom nie. Wag nog 'n bietjie. Ek het nog so 'n bietjie meer om te bereik. Ek is nou net op daai punt wat ek 'n bietjie kan iets vir myself hê. Ek het 'n bietjie mag gekry, ek het 'n nuwe posisie gekry. Moet nie my toekomsplanne 'n bietjie kom de mekaar krap nie. Wag net dat ek in my lewe 'n bietjie meer geniet. Dit is daardie mense wat in die aardse standaarde geanker is. Maar as ons vandag na die nuus kyk, al wat ons sien is korrupsie, ekonomiese ineenstorting, morele verval. Maar ons as gelowiges wag vir die kroon van geregtigheid. Ons kyk op na die wolke en sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom maak reg wat stikkend is. Dit herinner ons dat ons werke op die aarde met absolute oorgawe moet doen en nooit ons siel aan die tydelike moet verkoop nie. Nou vra ons die vraag af, verlang ons regtig na sy koms? Die 5de en die laaste kroon is die kroon van onverwerklike kroon van heerlikheid. Paulus skryf in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewillig. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir sy kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid verkry. Hierdie 5de kroon word ook die herderskroon genoem. In die terme van sport dink ek dadelik aan hierdie goeie afrigter wat nagte sit en video-analises doen, wat elke speler teen wie hulle moet speel ontleed. En dan as sy span 'n verloor kry, vat hy die skuld op hom. Maar as die span gewen het, dan gee hy die oorwinning vir die span. Nou 'n ware geestelike leier of herder is presies so. Maar ons moenie fout maak om dink dat hierdie kroon is net vir iemand wat 'n teologiese graad het of wat voor by die kansel staan en preek nie. Dit is elkeen se verantwoordelikheid volgens Matteus 28 vers 19 wat hom of haar neem om die geestelike welsyn van ander mense om te sien, sonder om dit te doen vir persoonlike gewin, sonder om dit te doen om raak gesien te word, maar as gehoorsaamheid aan die opdrag wat ons gekry het. Hier dink 'n mens aan die kinderskoolonderwyseres wat Saterdag aand daar op die mat sit en prentjies uitknip, tekste voorberei, woord voorberei, sonder om gesien te word, sonder 'n dankie, sonder dat sy 'n salaris kry, sonder dat iemand haar foto op sosiale media sit. Of die selleier wat na 'n lang week van werk nog steeds sy huis oopstel, nog steeds vir hulle koffie gee, nog steeds iets om te eet voor lê. Ons dink ook daaraan aan die moeder van die gemeente wat soveel tyd spandeer sodat elkeen na die diens ietsie kan kry om te eet of te drink daar langsaan, wat nooit 'n dankie voor kry nie, maar weet dat eendag gaan hulle daardie kroon ontvang.
Nou ek sluit af met, hoekom hierdie krone? Wat is die doel van die krone? Wat maak ons met die krone? Die groot vraag wat ons onsself aan die einde van hierdie boodskap moet afvra is die volgende. Hoekom gee God vir ons hierdie krone? Is dat sodat ons breë bors daar in die hemel kan gaan rondloop en vir almal sê, "Wow, kyk hoeveel krone het ek. Kyk hoeveel het ek bymekaar gemaak." Of is dit net om die vraag te vra, wat maak ek nou? Nou as ons die antwoord op hierdie vraag wil kry, moet ons gaan kyk na Johannes en vir ons gaan sien wat hy vir ons skets in Openbaring 4 vers 10 en 11. Dan sal die 24 ouderlinge neerval voor hom wat op die troon sit en hom aanbid wat tot in alle ewigheid lewe. En hulle sal hul krone voor die troon werp en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, die eer en die krag. Want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons sien dat die uiteindelike glorieryke klimaks van ons hemelse belonings, die krone wat ons uit die hand van Jesus gaan ontvang, is nie bedoel vir ons eie egos nie. Dis bloot maar net 'n som totaal van ons ewige aanbidding. Stel julle nou voor daai oomblik, as die wegraping plaasgevind het, en ons staan daar voor die Bema troon en ons kyk in die oë van die een wat ons lief gehad het. Jy sien die merke van die spykers in sy hande en in sy voete. En daardie oomblik besef jy dat elke wedstryd wat jy op die aarde gewen het, elke keer as jy 'n sonde oorwin het, elke storm wat jy deurstaan het, elke platform wat jy gebruik het, nie jou eie krag was nie, nie jou eie talente nie, nie jou eie slimmigheid nie. Dit was net sy genade. Jy gaan daardie krone wat jy op jou kop wil hê, nie wil hou nie. Dit gaan amper moreel onmoontlik vir jou wees. Dit is 'n wenspan se kaptein, wat as jy daai trofee ontvang het vir die hoofafrigter gee. So wil jy ook gaan en daai krone voor die Here se voete sê en dit neerwerp en uitroep, Here, dit behoort nie aan my nie. U alleen is waardig om al die eer en die heerlikheid te ontvang. Hoe meer getrou ons dus met hierdie platforms wat hy vir ons gegee het, hoe groter is die geskenk wat eendag ons aan ons verlosser kan teruggee. Maar vandag besef ons, hierdie wedloop is nog nie verby nie. Ons almal haal nog asem. Ons is almal nog hier. En dit beteken dat jy's nog steeds op die speelveld van die lewe. Jy's nog steeds in daai baan wat jy hardloop. In Openbaring 3 vers 11 waarsku Jesus ons baie ernstig en hy sê, kyk, ek kom gou. Hou vas aan dit wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Moenie jou energie vermors deur aardse krone na te jaag nie. Moker die son in jou lewe vir 'n 6 en hardloop vir daai onverwelklike kroon. Maak jou mond wyd oop, deel die evangelie en werk vir die kroon van roem. Staan onwrikbaar vas in jou beproewing en wag op die kroon van die lewe. Lewe met jou oë gefestig op die wolke. Dien jou platforms met integriteit en verlange na die kroon van geregtigheid. Pas sy lammers op, wat die Here op sy pad en op jou pad plaas en ontvang die kroon van heerlikheid. Mag die Here hierdie woorde
diep in elkeen se hart lewendig maak. Here Jesus, baie dankie vir u lewende woord wat ons harte deurdring het vandag. Help ons om nie kosbare lewenstyd te vermors op dinge wat vergaan nie. Of ons nou op die rugbyveld is, die politieke raadsaal, of by die kantoor besig is, of in ons huise besig is. Help ons om te onthou dat u ons finale en grootste prys is. Skenk aan ons die nodige krag en selfbeheersing, volharding en getrou te wees, totdat daai laaste fluitjie blaas, sodat ons eendag ons krone met onuitspreeklike blydskap voor die voete kan neerwerp. Amen. Baie dankie oom Michael. Openbaring 22 vers 12 sê Jesus, kyk ek kom gou. En dan sê daarby, saam met my het ek my Engelse woord is rewards. Wat is die Afrikaans? Help my gou daar. Beloning. Is ek reg? Beloning. Nee. Saam met my het ek my beloning. Die Here is opgewonde om die kinders van die Here te beloon vir dit wat hulle vir die koninkryk van God gedoen het. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, sê die woord vir ons. So ons maak ons skatte daar bymekaar. So hoeveel tyd het ek oor om 'n verskil te maak in dit wat ewigheidswaarde het? Ons praat van ewigheidswaarde. Nie alles wat ons doen het ewigheidswaarde nie. Hoeveel wat jy doen, hoeveel wat ek hierdie week gedoen het ewigheidswaarde gehad. Hoeveel tyd het ons oor? Hoeveel jare het jy miskien nog oor in jou lewe, of hoe lank is dit voor Jesus ons kom, ons weet nie. Maar kom ons koop die tyd uit om te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wie moet ek bereik, Here? Met wie moet ek connect, Here? Wie moet ek nooi, Here? Met wie moet ek die gospel gaan deel? Met wie moet ek help? Vra die Here om vir jou geleenthede te gee. Ons het so 'n mooi stukkie gedoen hierdie week wat hy gesê het, you are on a mission. So vra jouself, sê vir die Here, send me on a mission, Lord. Mission beteken nie noodwendig jy moet nou oor die grens gaan ergens heen nie. Miskien dit ook. Maar mission is dalk net iemand wat jy raakloop terwyl jy Bloemfontein toe moet gaan. Vir ergens heen moes gaan, of in daar moes wees. Vir wie jy 'n woord moes hê, vir woord moes gee. So vra die Here, Lord, this week, send me on a mission. Who's my mission this week? Met wie moet ek praat? My kar se aircon was nie so lekker nie. Net voor ons terugkom toe, kry ek 'n plek wat vir my aircon se gas kon invul. En daar so 'n jong seun daar wat my help met die Land Rover se aircon. En ek begin met hom te praat en hy sê vir my, maar ek wil nader aan die Here kom. And I knew that was my mission. So ja, ek het met hom gedeel en hom geconnect met pastoor Dani se kerk daar in Kreeusdorp en so. So ask the Lord to send you on a mission. Who do I need to connect with this week? Amen. Ek verstaan ons het 'n verjaarsdag, maatjie. Louis, ons wag vir jou. Baie geluk, Louis. Ons bly saam met jou. Wanneer verjaar jy nou? Watter dag is dit? Is dit môre? O, prys die Here. Is jy weer 21? Ag nee, dis lekker. Nee, ons is baie bly dat die Here jou gespaar het en ons het Louis sien groei hier by ons. Ja. En dit is vir ons wonderlik om te sien hoe Louis gegroei het en ons bid ook vir jou, Louis, vir jou bediening en jy het 'n liefde vir jou gitaar ontwikkel. En die Here gebruik jou en may you find times of refreshing
just worshiping God with your guitar and your voice. And, just honoring. Kom ons bid vir Louis. Steek julle hande uit en kom ons seën hom. Vader, ons wil net vir Louis kom seën. Dankie dat U hom nog 'n jaar gespaar het, Here, en ons seën hom vir die jaar wat voor lê. Ons bid, Here, dat U vir hom sal voorsien op 'n besonderse maniere, Here. Die deure vir hom sal oopmaak wat hy nooit gedink het sou oopgaan nie. En Vader, ons bid dat U hom en sy gehele gesin, Here, sy hele huis sal seën in die naam van Jesus. Ons bid die bloed van Jesus oor hom. Dankie dat U engele aangaan om bevel gee. En Vader, dankie dat U hom nog verder laat groei en verder sal ontwikkel, Here. En Vader, dankie dat hy sy plek sal vind in dit wat U wil hê hy moet doen, Here. Dankie dat U sy voetstappe sal rig, Here, en dat U vir hom die weg sal wys waarin hy moet wandel. Ons eer U daarvoor, Here. Ons dankie dat U vir hom sal voorsien, dat U hom sal seën met gesondheid, Here. En Vader, dat U vir hom sal gee die begeertes van sy hart. En ons bid dat alles wat hy sal doen, Here, hy dit voorspoedig sal uitvoer in die magtige naam van Jesus. Mag sy ingang en sy uitgang geseënd wees, Here. Mag hy geseënd wees waar hy beweeg, of dit in die stad of in die veld is, Here. Let everything be blessed. Dat sy bakskottel geseënd wees in Jesus naam. En mag bring vermeerdering oor sy lewe. Bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, sy lekker lief vir jou, Louis. Sy prys die Here. Volgende Sondag het ons Bybel naweek. Eintlik is 'n soort van 'n hele Bybelweek. So Jan gaan dit vir ons champion met Bible in Hand Ministries, bietjie praat oor die Bybelverspreiding en die goed. En dan het ons ook 'n gas van die Gideons wat ons gaan bietjie met ons gaan kom gesels. So ek gaan asseblief vra sorg dat jy volgende Sondag in die kerk is, dat jou plek vol is. Alright, so dat ons dit 'n sukses kan maak. Sondag met ons Bybeldiens. So bring jou Bybel sommer saam. En as jy 'n ekstra een by die huis het, bring hom ook saam, dan kan ons hom saai vir iemand wat hom nodig het. Hoe klink dit vir 'n ding? Alright, so gaan krap daar in jou boekrak en so, en dan as jy 'n ekstra een het, bring hom, of hy nou in Sotho, in Engels of Zulu of in Koreaans is, maak nie saakie, bring hom. Hy is bestem vir iemand wat hom gaan nodig hê. So bring volgende week 'n ekstra Bybel saam wat jy nie gebruik nie, indien jy een het. Alright, prys die Here. Is daar nog iets wat ek vergeet het? Donderdag het ons jeugspeletjiesdag. So almal wat onder 100 is mos jeug, nee. Is ek reg? Ja, kyk, dan is ook nog jeug. Ja, sê. Alright, so ons gaan dis die jeugspeletjiesdag. Hoe laat? 2 uur. 1 uur, van 1 uur af. Alright. So almal is genooi wat jonk is en jonk van gees is. Okay, so ons gaan dis vir ons 'n geleentheid om van die jeug uit die omgewing uit te kan nooi om saam met ons te kom deel wees van wat ons hier doen. En dis vir ons altyd lekker om 'n jeugspeletjiesdag aan te bied met so 'n bietjie van 'n Christelike aanslag. Alright. So en dis dan dit. Okay. Baie dankie. Kom ons gaan geniet 'n koppie koffie saam, maar kom ek sluit net eers vir ons af. Vader, ons loof U naam, Here. Groot is U genade oor ons, Here. Vader, ek dank U vir elkeen wat in hierdie gemeente is, Here. Ek dank U vir elkeen wat online na ons kyk, Here. Vader, ek dank U vir elkeen wat ons gemeente ondersteun. Al is hulle nie eers in ons gemeente nie, kry ons ondersteuning van hulle af, Here. Ons dank U vir daardie mense. Ons bid dat U hulle sal seën in die magtige naam van Jesus, Here. En laat hulle saad sal vermeerder in Jesus naam. En Vader, ek dank U ook vir elkeen wat so bydra, sy tyd kom gee, dinge kom doen hier, Here. Ons dank U vir elkeen van daardie mense. Dank U vir die krone wat hulle verdien, Here. En Vader, ons dank U dat U vir ons elkeen sal gee volgens ons werk, soos wat U woord gesê het. En ons dank U dat ons vir U kan werk, Here. Ons doen dit omdat ons lief is vir U. Ons doen dit omdat ons lief is vir mense om ons, Here. En ons doen dit omdat ons lief het wat U lief het in die siele, Here. En Vader, ons het 'n liefde vir siele en ons wil graag hê dat die siele moet inkom in die koninkryk van God. En koop ons, maak ons vol, Here. So give us those appointments that we can speak to people. Ons dank U vir U liefde en ek dank U dat U elkeen sal beskerm en sal seën, Here. Gee engele aangaande elkeen bevel in hierdie week, Here. En bring ons dan so by mekaar op hierdie bestemde tyd, Here, sodat ons weer U naam sal kan groot maak, U kan eer
Maar Vader, ons loof U vir alles wat U vir ons doen in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie. Kom ons gaan drink 'n lekker koppie koffie saam.